Daar is 2 dinge wat uiters belangrik is. Nommer 1, identifiseer die lamslagters behoorlik. Nommer 2, slag die lam of gaan verlore. Slag die lam of bly onverlos, ongered en vir ewig verlore. Die opdrag is baie duidelik in Eksodus 12 vers 3 en 6. Daar moet 'n lam per gesin geneem word. En dit moet teen die aand van die 14de dag van die maand geslag word. Elke gesin moet 'n lam neem. Elke gesin moet die lam in bewaring neem in of om die huis vir 14 dae, en dan moes die gesin die lam slag, waarskynlik ten aanskoue van die ganse familie, groot en klein. En dit bring my by die vraag, waarom? Wel, die beskikbaarheid en storting van die bloed vir die aansmeer aan die deurpos was uiteraard een van die redes, maar later meer daaroor. Om 'n lam te slag kan 'n baie intense emosionele ervaring wees. Nadat die lam vir 14 dae by jou in of om die huis gewoon het, jy hom versorg, bewaar en gevoed het. En dalk is hier iets wat baie moderne leraars en predikers totaal mis. As plaaskind was ek menige kere teenwoordig waar skaap of lam geslag is. En ek het aanskou, en dit het 'n geweldige indruk op my gemaak. Die lam, so mooi, so jonk, so gesond, so rustig. Jy maak hom lê, jy trek sy nek en kop agteroor, en sny sy keel af. Jy sien hom sterf, terwyl sy bloed hartslag vir hartslag deur sy nekare, slagare uitpomp. Jy sien sy liggaam ruk, jy sien die beentjies skop, die oë uiteindelik verdof, totdat hy dood is. Waarom wil God so 'n griesame prentjie voor die ganse gesin laat afspeel? Wel, om jou 'n paar goed, baie goed te laat verstaan, dink ek. Nommer 1, hier is 'n onskuldige, volmaakte, waardevolle lam met 'n hoë markwaarde wat geoffer word ter wille van jou beskerming teen die dood en die oordeel van God wat kom oor Egipte, en om jou deel te maak van hulle wat die slawerny van Egipte van sonde ontvlug om gered te word. Om jou te laat verstaan dat jy die oorsaak van die lyding en sterwe van die onskuldige, waardevolle lam is. Jy is verantwoordelik vir die slagting van die lam. Deur die afgelope 2000 jaar is daar voortdurend beskuldigings oor en weer gemaak rakende die kruisiging en dood van Jesus Christus. Daar is gemoor in die naam van die beskuldigings. Sommige blameer Israel of die Jode, ander die Romeine. Daar was en is sogenaamde teoloë wat Hitler se veldtog van uitwissing van Jode goedgekeur en ondersteun het op grond van die klomp wat geskree het by sy kruisiging en aangaande hom, weg met hom, kruisig hom. Hulle was die moordenaars van Jesus Christus, word gegil en gejul. Regtig?
Ek pleit om te verskil. Ek vereis om te verskil. Identifiseer die lamslagters behoorlik. Ek is die oorsaak van Jesus Christus se kruisdood. My vrou is, my dogters is, my skoonseuns is, my kleinkinders is, my ouers, my broers en suster, en hulle vrouens en kinders, is die oorsaak van Jesus Christus se dood aan die kruis. En joune, is hulle onskuldig? Is jy onskuldig aan sy kruisdood? Ons almal, individueel en gesamentlik, as mens in hierdie wêreld, is die oorsaak van die dood van Jesus Christus aan die kruis. En hy word steeds daaglik geslag. Min mense wil hulle aandeel daaraan erken. Massas sê steeds, weg met hom, weg met hom. Ek lees in Romeine 3:23, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hierdie almal word deur Paulus geïdentifiseer. Romeine 3 vers 9 tot 20, jy kan die hele gedeelte gaan lees, en kortliks net so, Romeine 3:9 dit stel. Want ons het tevore al Jode, sowel as Grieke, beskuldig, dat hulle almal onder die sonde is, of hulle daar was op daardie dag, waar die son ophou skyn het, toe Jesus Christus aan die kruis sterwe, is irrelevant, almal van hulle. Soos geskrywe is, daar is niemand wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Op verskeie plekke word beide Israeliete, Jode, heidene, volke, nasies, tale, ingereken as ter sprake wanneer dit kom by wie het gesondig en wie moet gered word. Jesaja praat oor die slagting van Jesus Christus, verklaar Jesaja 53:5. Hy is terwille van ons oortredinge deurboor. My oortreding, jou oortreding het hom daar. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Wat hier eerste sprake is Israel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Israel sowel as die ganse wêreld. Laat ek weer sê, oral oor in die wêreld word die lam daagliks verwerp. Uit die aard van die saak deur die ateïste, die lasteraars, deur mense se sondige praktyke en lewenswyses. Hulle sê dit aanhoudend met gesprekke, redenasies, boeke, uitsendings. Weg met Jesus Christus, slag hom, kruisig hom, ons wil hom nie hê nie. Maar laat ons die olifante in die kerkewêreld nie miskyk nie. Elke keer as Christene die naam van Jesus uitelik gebruik, minag dit sy status, sy eer en die wonder van sy genade en liefde vir ons. Elke mens wat reken, ek's 'n goeie mens wat verdien om hemel toe te gaan. Ek sal dit haal. Ek sê 'n slegte ouetjie nie. Oomlik is jou goedheid verklaar. Verklaar jy weg met hom, ek het hom nie nodig nie. Ek het lam nodig, my plek, nee, I'm a good guy. Ek het nie deel aan sy slagting en kruisdood nie. Ek is onskuldige Jannie. Elke leraar, elke predikant, elke denominasie, wat Jesus Christus op dieselfde vlak
as een of ander geestelike leier sê weg met hom. Dit wat daar gedoen is irrelevant. I don't need it. So ook almal wat vertel dat Jesus Christus gekom het, omdat jy en ek so oulik is. Omdat daar eintlik in ons geen kwaad is nie. Ons is so waardevol, spesiaal, en ons sê tegnies, weg met jou verantwoordelikheid vir sy dood. Jy is nie die slagter van die onskuldige lam van God nie. Hy het self gekom met hy kon nie weerstaan om jou te koop. Dis nou nie meer genade onbeskryflik groot nie. Dis 'n fair deal. Jy's so precious. Hy kon eenvoudig nie verbystap, soos ek byvoorbeeld by 'n trein nie kan verbystap of 'n hemp nie, want ek is lief vir hemde en klere. Hy kon jou net nie uitlos nie. Jy's te oulik, man. Dis uiters belangrik dat ons diep onder die indruk kom dat die traumatiese gebeure op die kruishout van Golgotha, waar die lam van God geslag is, deur my sonde veroorsaak is. As ek onder die illusie van my eie waarde en onskuld leef, sal ek nooit verlos, gered en kind van God word nie. Isaac Watts het in 1707 die volgende geskryf: As ek die kruishout gadeslaan, waaraan die hemel koning hang, is al my pogings enkel waan. Verfoei ek trots en selfbelang, verhoed dat ek sal roem, o Heer, dan slegs in u vergote bloed, die ydelheid van weleer, lê ek gewillig aan u voet. Elke ware gelowige wat ek ken, verklaar dat hoe beter hulle die Here leer ken, hoe meer bewus word hulle van hulle eie onwaardigheid, diep geroer deur die wonder dat hy vir iemand soos ek sy lewe aan die kruishout van Golgotha kon aflê. Diep geroer dat dit my skuld is. En hoe meer verbaas word ons oor sy liefdesoffer, hoe meer waardeer, aanbid en bemin hulle hom. As ek nie besef dat ek die slagter van die lam van God is nie, word ek nie diep geroer, besef ek nooit hoe onbeskryflik groot sy genade vir my is nie. Ek waardeer nooit werklik sy offer en gawe nie, en daarom bekeer ek my ook nie. Nooit met berou oor my skuld en my aandeel deur my misdade aan sy kruisiging nie. Ja, ek kry nooit diepgaande respek vir hom en sy naam nie. Ek kry hom nooit werklik lief nie. Die Heilige Gees werk dan ook nooit in jou lewe nie. Want hy stuur om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En eers nadat hy dit gedoen het, en jy jou sonde skuld aanvaar het, en jou bekeer het tot Jesus Christus as die Here van jou lewe, in jou gees, in jou hart, in jou gedagtes, in jou taal, en jou lewenswyse, en besluit om hom in alles te verheerlik, begin sy gees sy teenwoordigheid vir jou 'n werklikheid maak. Laat ek herhaal. Belangrik, identifiseer die lamslagter behoorlik. Nommer 2, aanvaar jou skuld. Ek het die lam geslag. Ek
het die drama veroorsaak. Dan bid jy soos die man wat ver gestaan het en op sy bors geslaan het. Here, wees my arme sondaar genadig. Dan gaan jy geregverdig huis toe. En jou vrou en kinders sê, something happened to daddy. He's not the same anymore. En dieselfde vir ma en dieselfde vir die kinders. As jy by Jesus uitkom, as jy die lamslag en jou verantwoordelikheid aanvaar, maar dan moet jy hom eet. Jy moet die lam neem, bewaar, slag, en dan moet jy hom eet. Volgende keer, eet die lam. Baie dankie dat jy inskakel om na my te luister. Die Here seën vir jou. Mag jy God werklik erken en die Here dien met jou hele hart. Amen.